Mense sprei uit. Trek wil hulle trek. Noord, suid, oos, wes. Elke week hier op Kousa gaan ons op soek na die baanbrekers wat land verlaat het. Nuwe ervarings, nuwe uitdagings. Ek is Daniel van der Walt en elke week hier op Kousa vind ons die Suid-Afrikaners wat 'n verskil maak. Maak nie saak waar hulle hulle self bevind nie. Hierdie week trek ons die wêreld omtrent plat. So gryp vir julle 'n koppie koffie en laak rustig vir die reis. Hier's 'n voorsmaakie van wat vandag nog gebeur. Jy weet my pa is die standaard boer, hy het brandewyn en coke gedrink, verstaan? Dalk in die winter 'n bietjie port. Ek het nie regtig groot geword met wyn as sulks nie. Jy weet, dis vir Kersfees en Paasfees of so iets gewees. Ek het altyd gesê, ja, as ek groot is, gaan ek 'n tannie wees wat op die radio praat. En ek het nooit regtig gedink daai droom sal waar word nie. Anita en Konrad of Connie Oberholse woon nou in Davis, Kalifornië. Maar hulle albei heet van die Swartland, die koringlande van die Weskaap. Na skool is hulle die Universiteit van Stellenbosch toe. Maar Anita se lewenspad loop baie wye draaie van Malmesbury se koringlande af. Ek kon nie besluit of ek 'n mediese dokter wil wees en of ek 'n ingenieur wil wees nie. So toe bestudeer ek maar chemie en biochemie. Was my 2 hoofvakke. Toe besluit ek om daar so baie mense in die biochemie klas en min mense in die chemie klas, toe doen ek maar honneurs in chemie. En toe ek amper klaar is, toe kry ek word daar 'n aanbod vir my gemaak vir 'n beurs om wynchemie in Australië te gaan swaat. So toe kry ek 'n beurs en ook op daai stadium het ek uitgegaan met iemand wat ek al ken van my hoërskooljare af. En hy werkte op daardie stadium in Johannesburg en ek kry hierdie beurs om Australië toe te gaan. En toe besluit ons wel, wat gaan ons nou maak? En toe trou ons. Ek was 22 jaar oud. Hy was 23. Anita en Connie is getroud en is toe saam down under, Australië toe. Daar het Anita 'n doktorsgraad in wynkunde by die Australiese Universiteit van Adelaide verwerf. Daarna gaan werk sy by die Australiese Wyninstituut en 4 en 'n half jaar later keer hulle terug Suid-Afrika toe. Vir 10 jaar gee klas by die Universiteit van Stellenbosch. Tot die noodlot weer eendag aan die deur kom klop. Sommige net so uit die bloute. En hierdie eendag kry ek uit die bloute 'n oproep van 'n professor wat ek ken hier in die departement wingerd en wynkunde in UC Davis, Universiteit California, Davis. En hy sê, jy weet, ons het hierdie posisie en niemand goed doen aansoek nie. Wil jy nie aansoek doen nie? Kom aan, dit sal so lekker wees, la la. En ek het gedink, toe sê ek, okay, laat ek aansoek doen, ons kyk wat gebeur. En ons het gekom en hulle het splinte nuwe fasiliteite wat hulle toe net klaar gebou het, van donasies, geld wat hulle ontvang het. Dit is die beste departement in wingerd en wynkunde in die wêreld. Die college, dis deel van die college van landbou hier, is die beste college in die wêreld. So jy weet, en toe bied hulle vir my die pos aan. En ek en my man kyk toe na mekaar en ek sê vir hom, weet jy, nee, ek kan nie eintlik nee sê nie. Hy het vir 2 en 'n half jaar nog in Suid-Afrika gewerk om projekte klaar te maak en heen en weer gevlieg. En ek was hier op my eie. En ja, en toe ek swanger is met ons eerste kind, ek was so 7 maande swanger, toe sê ek van Boeta, jy beter nou jou sterkte hier kry. En tussen het ons nog enetjies, ons het nou 2 kleintjies, 'n seentjie en 'n dogtertjie. Hy is amper 3 en sy is nou so 8 maande oud. So dis maar besig. Dit is bitter besig. Hier op Kousa kan jy kom uitvind hoe dit met die Suid-Afrikaners gaan wat land uit is. En ook die stories hoor van die geliefdes wat agtergebly het. Dr. Anita Oberholse, wat by die gesogte Universiteit van California in Davis 'n hoë pos beklee, sy ouers woon steeds in Malmesbury. Ek kan nou net vir jou sê dat my ma en pa is nou nie baie bly dat ek so ver van hulle af is nie. Verstaan, dit is maar vir hulle baie swaar. Toe ek Australië toe is, het ek besef dis 'n goeie geleentheid en was alles great. Maar toe ek nou
vir hulle vertel dat ek nou na die FSA toe gaan trek, toe was hulle baie ongelukkig. Hulle het vir my ma was, jy was dan nou Australië toe en sy terug, ek het gedog jy gaan nou bly. Dis wat moeilik is van so oorseese blyery. Sy het nie, kan nie sê, sal ma asseblief met na die kinders kyk vanaand nie, ons ergens gaan nie. Of kan vir 'n naweek, of iets nie. Nee, dit is nog nie. Nou ja, daar is min raad vir 'n ouma wat met 'n seer hart na haar kinders verlang. Ek is pre-tenure, so ek moet tenure probeer kry. Wat beteken dat ek baie lang ure werk. So ja, my man is definitief nie op die met die tipiese Suid-Afrikaanse man nie. Ons het nie hulp nie. Almal moet skoonmaak, hy moet skoonmaak. Hy's baie jaloers op sy vriende in Suid-Afrika wat baie minder doen as hy by die huis. Maar ouma en oupa Smits hoef hulle nie te bekommer oor hulle kinders se toekomstige morele waardes nie. Anita sê selfs al maak sy haar kinders in Amerika groot, doen sy dit nog steeds met haar ou familiewaardes. Ek is baie streng by my huis. Ek piets my kinders op die boude. Ek sou sê, ek praat 2 keer, die 3de keer word dit weggeneem of jy word gestraf. Dit is strenger as wat die meeste Amerikaners is. Amerikaners is meer 'n demokrasie, sou ek sê, selfs in die huisgesin, dis die gevoel wat ek kry. Dis vir my verbasend. Ek probeer vir my kinders respek leer, so my kind, Willem wat nou begin praat, hy sê vir almal oom en tannie. Of die Amerikaner dit verstaan of nie, dis nie die punt nie. Hulle word oom en tannie genoem. My kinders gaan nie iemand op hulle naam noem nie, want kom hulle in Suid-Afrika, is dit nie respekvol om 'n groot mens op sy naam te noem nie. Later vind ons meer uit van generaal Jan Smits se nasate en hoe ook sy afstammelinge se lewens daar in die Kaliforniese wynlande afspeel. En dan 'n Afrikaanse radiostasie in Australië. Ja nee, nou het julle alles gehoor. Julle is by Kousa, die program wat Suid-Afrikaners reg oor die wêreld gaan opspoor. Ons kuier tans by Dr. Anita Oberholzer, wat in die beroemde Kaliforniese wynlande besig is. Soos vertelle wat land verlaat het, is die kwessie van taalgebruik en Suid-Afrikaanse kultuur hoog bo aan die lys. Ek het net vir jou Marvin en 3 glycosied geïntegreer. Oh, ek moet dit in Engels sê. Larry, I just integrated Marvin and 3 glucoside for you. Hier is scissors en dan is die Portugees, die Spanjaard, die My huis is 'n Afrikaanse sone. Natuurlik my kinders hoor meer Engels as Afrikaans. TV is Engels. Hulle spandeer meer tyd in dagsorg as wat hulle werklik by die huis spandeer. Jy weet, ons elke dag van 9 tot 6 in dagsorg. Maar op die minste sal Afrikaanse baie sterk tweede taal wees. Nou die mense wat die Swartland ken, sal dalk vra hoe Anita in die wynbedryf ingekom het. Ek meen Malmesbury se koringboere is mos nou nie Chardonnay of Chenin Blanc mense nie. Weet jy wat, nee, dis 'n kwessie van iets swat omdat dit 'n goeie geleentheid is, nie omdat ek spesifieke passie vir wyn gehad het op daardie stadium nie. Dit het verander. Nee, ek verstaan, ek het nooit regtig eers wyn gedrink nie, op universiteit so klein bietjie. Maar ek was nou alles behalwe nie 'n wynkonnoisseur nie. Dit het gebeur toe ek nou begin wynchemie swaat en begin blootstelling kry. Het my kennis in dit gegroei en het my liefde vir dit ook gegroei. Ja, nee, om eerlik te wees, Anita, ek het vir jare gedink witwyn kom net in bokse. Nou, met 'n agtergrond in klippies en coke of te not, is Dr. Anita Oberholzer een van die mees bekwame mense ter wêreld in haar veld. Ek's 'n fenolchemikus, so ek het my bietjie pure wetenskap wat ek ook nog doen, navorsing wat ek doen net omdat ek wil weet hoekom. Maar die meeste van my navorsing is toegepas. Dit sal wees wat doen verskillende wynmaaktegnieke en wingerdtegnieke, wat se invloed het dit
op druif en wynkwaliteit en samestelling. Dis baie toegepaste navorsing wat ek doen. Iets wat jy onmiddellik vir 'n wynmaker kan sê, jy weet, dit is wat ek gevind het vir hierdie variëteit werk die beste. So vir nou is California die plek waar Anita se talente ten volle gebruik word. Geen kwessie. Wat wel 'n kwessie is waarna hulle verlang huis toe. Die lys is lank. Vriende en familie. Dis ongelooflik. Ek en my man het vriende van ons kinderjare, universiteitsjare wat onvervangbaar is. Alles van familie is in Suid-Afrika. So dit is wat ons geweldig mis. Is daai samesyn. Om net lekker te kan kuier, te kan braai, op kort ingewing net iemand te kan sê, jy weet, hallo, ons is soveel, wil jy nie almal kom en ons braai nie. Ek mis vrugte en groente van Suid-Afrika. Ek mis hoes. Jy moet sien, as ek by Suid-Afrika toe kom, die eerste ding wat ek doen is ek koop net so 'n pak goed by hoes. Alles wat ek gemis het. En altyd lekker yoghurt in hierdie land, Anita Oberholzer is nie verniet 'n nasaad van generaal Jan Smuts nie. Sy hou nog die politiek in Amerika en in Suid-Afrika baie fyn dop. Die probleem met Trump is dat hy's absoluut onvoorspelbaar, Hy kom nie uit die politieke, hy het nie politieke loopbaan gehad nie. Niemand weet werklik waarvoor hy staan nie. Ek dink ten minste met Hillary Clinton weet jy wat jy kry. Sy is amper wat ek sal noem 'n loopbaanpolitikus. Sy is 'n sekere ding. Jy weet waarvoor sy staan. Sy gaan nie soveel verrassings hê nie. Trump, wie weet. Ten laaste vra ons vir die Oberholzers hoe hulle toekoms daar in die VSA sien. Die probleme en die armoede is 'n bietjie minder in jou gesig, in waar ons nou bly, as waar ek gebly het in Suid-Afrika, as ek dit so kan stel. Dat dit jou bietjie minder skuldig voel, as jy inkopies gaan doen, kan ek dit so stel. Ek probeer nog steeds doen, ons probeer nog steeds doen wat ons kan verander, wat is binne in ons vermoë is, al bly ons hier, elke land het sy probleme. Suid-Afrika het dalk definitief meer as die VSA, maar jy mis selfs die probleme later aan. En daar is selfs sprake van die gesogte groenkaartstatus behaal. Ek sal nooit my Suid-Afrikaanse burgerskap opgee nie. Nooit, want ek sien vir myself as 'n Suid-Afrikaner, dis wie ek is. Ek wil hê my kinders moet weet waar ek vandaan kom, so dit is vir my baie belangrik dat ons baie tyd in Suid-Afrika spandeer, al bly ons hier. Soveel as wat ons moontlik kan. My familie gaan nooit hiernatoe kom nie. Ons is boere, jy weet. So ek weet nie hoe lank ek nog hier is nie. As ek lank genoeg hier is, sal ek burgerskap kry. En daarmee groet ons vir Anita en Connie Oberholzer, halfpad om die wêreld in Davis, California. Volgende keer ons by Erika von Kashka, oorspronklik van die Tangwa Karoo. Stasie, jy is hier op Radio Fremantle 107.9 FM. My naam is Erika von Kashka en saam met my vandag in die ateljee, Suzette van der Heiden. Baie welkom. Daar is verskeie Suid-Afrikaners wat in Australië bly, veral in Perth. Maar die pad van die Tangwa Karoo na Australië was 'n lang een. 'n Pad wat haar selfs Cambodia toegeneem het. Ons het nooit beplan om regtig Australië toe te kom nie. My man was altyd deel van natuurbewaringsorganisasies in Suid-Afrika en hy het sy meestersgraad gaan doen. So, vertel iemand hom, 'n ou wat saam met hom swat, sê toe, as jy die wêreld wil sien, dan moet jy aansoek doen vir werk in ontwikkelende lande. So die eerste werk wat deurgekom het was vir 'n werk by WWF in Kambodja om basies 'n nasionale park van die grond af te begin. My eerste reaksie was, nee, ek wil nie dit doen nie. Maar ek dink op die einde was dit een van die beste besluite van ons lewens. Het was regtig wonderlik om vir 3 jaar in 'n kultuur te woon wat heeltemal buite jou eie is. Maar ook dan elke keer as jy terug gaan Suid-Afrika toe, dan is dit vir jou fantasties. Jy waardeer alles baie meer wat in Suid-Afrika is. So die man wat hom aangestel het in Kambodja was van Australië en toe 'n organisasie hier iemand gesoek het hy basies vir Martin aanbeveel.
So dis hoe ons hier gekom het. Erika werk voltyds vir die Universiteit van Wes-Australië. Sy is die skakelbeampte vir die Sentrum vir die Geskiedenis van Emosies. En ek het oorspronklik eers daar begin werk by die Instituut vir Landbou, maar vir die laaste 5 jaar werk ek al by die Center for the History of Emotions. En dit is 'n ongelooflike plek om eintlik te werk, want dit was die eerste grant wat die regering gegee het vir geesteswetenskappe. Of eintlik is dit gewoonlik gaan daai tipe grants na wetenskappe toe. So nie eintlik geesteswetenskappe nie. So ek geniet dit baie. Nou, vir families is een van die grootste voorvereistes van 'n nuwe land skole. Perth is 'n groot besige stad met talle baie goeie skole in hulle buurt. Die familie se kinders woon 'n privaat Christenskool by. En hulle sê daar is groot verskille tussen ons opvoeding en die in Australië. As jy nou toe kom en besef dinge is heel anders. Dit is nie, jy het nie interskole hier soos in Suid-Afrika nie. Deel van dat jy nie clubs het nie, maar ek dink in Suid-Afrika as jy in die stad woon, is dit seker dalk ook dieselfde, maar jy het definitief nie dieselfde tipe sport as wat jy in Suid-Afrika het nie. Veral wat rugby aanbetref, ek speel rugby hierso. En toe ons hier nou toe gekom het jy gedink, ons dink almal, Australië is 'n rugbyland. Hulle speel voetie hierso. En ja, selfs die skole rugby, as ek kyk, yes, hulle teen 'n Suid-Afrikaanse span speel, sal hulle ver verloor. Maar die lekker ding van skole hierso is dat as mense in moeilikheid is, of jy het hulp nodig, dan staan die mense regtig by jou. En ek kan nie regtig sê dis nie so in Suid-Afrika nie, maar ek dink dis 'n gawe wat die Aussies eintlik het. Elke week hier op Kousa kuier ons die wêreld plat oor 'n koppie koffie, terwyl ons Suid-Afrikaners soek wat landuit is. En die gerief van internetoproepe maak dit dan soveel makliker vir die mense wat so na hulle naastes verlang. Omdat ons gereeld op WhatsApp praat, is dit nou verskillend, maar in die verlede, omdat ons nog 'n suster het wat oor see bly en sy is al so lank weg, jy praat maar baie oppervlakkig, jy praat nie eintlik baie diep nie, en omdat dit so moeilik was net met telefoonoproepe in die verlede, was dit moeilik, maar nou omdat WhatsApp daar is, kan ons gereeld met mekaar in kontak hou. Jy kan baie current informasie met mekaar stuur en dit maak dit anderster, so dan is dit baie meer gemaklik en dit is maar nou die leefwyse, dit is maar the cards that we've been dealt. Ek voel anders daaroor. Ek het Erika Skype gereeld. Dis voel vir my asof sy vir my kuier. So dit is meer die verhouding wat ek met haar het, is ons Skype gereeld. So Xavier is gereeld in al ons geselsies wat ons het en Erik ook. So vir my is dit anderste. Ons Skype baie, ten minste 2 of 3 keer 'n week. Met die tydverskil moet ek sê, dit is eintlik iets wat ek ondervind het selfs toe ek oor see gebly het, wat 'n verskil maak om te praat, want jy moet 'n spesifieke tyd kry, veral as die mense voor jou is, want veral as jy 'n slegte dag gehad het, toe ek in Korea gebly het ook, al wat jy wil doen is jy wil jou ma bel, maar jy kan nie, want hulle slaap nog, so jy moet jou hele dag omwag, voordat jy eintlik met iemand kan praat. En ek dink Erika lag nou, want sy weet presies waarvan ek praat. Dit Ja, vir alles die wat jaar. Is dit Babs? Babsie? Hy lyk so cuddly. Hy is so cuddly. Het lank nou so 'n babatjie gesien wat so lekker lyk. So cuddly is. Waar mis hy steek? Ja. Maar hy is Die pediater sê hy is perfek. Hy is nie te stewig nie. Maar hy's vet nie, hy's nie kompak, hy's oulik. Baba Erika, ek hoop jy het 'n lekker aand en ons baie lekker gewees om met jou te gesels het. Dan sê ook baie. Dan sê ook vir jou baie op sy eie manier. Hier op Kousa kuier ons by mense wat hulle harte en hulle huise vir ons oopmaak. Die kykers se video's en foto's vertel stories van mense wat die wêreld met geesdrif aanpak. Na die onderbreking, die tannie op die radio.
Erika von Kashka in Perth, 'n liefhebber van RSG. En as 'n kind het sy net een begeerte gehad, om die tannie op die radio te wees. Kom ons kyk wat sy nou net vir ons gestuur het. Dit is altyd so lekker om te kuier op die stasie. Dit voel amper vir my asof jy deel is van die span al. Jy weet, so ek het 'n paar gaste wat dit so gemaklik is om eintlik mee onderhoud te doen. Ja, dit voel vir my ook al so. Ek voel regtig deel van die Oppiestasie familie. Dis my so lekker om terug te wees. Ek onthou, dit was nogal 'n droom van my as 'n klein dogtertjie in die Ceres Karoo om dit op die radio praat. So, ek het gesê, ja, dis wat ek sal wees as ek groot is. Maar drome laat jy maar gaan. So toe ek hier kom, die ou sê vir my, dis wat hy doen. Toe sê ek, hoe is dit moontlik? So, toe sê hy, nee, jy wag net tot daar advertensie is om hierdie gemeenskapsradioprogram kursus. Die volgende dag toe sit in die koerant. So toe bel ek hulle en toe is daar net 2 plekke oor, toe vat ek dit. En eerste aand toe ek instap, toe sê hulle, so wat wil jy doen? En toe sê ek net, al wat ek wil doen is 'n Afrikaanse program. Want vir my op daai stadium het ek baie heimwee gehad en ek het al gevoel, het is nie asof ek in Suid-Afrika was en besluit het ek wil uit die land uitgaan nie. Ek het al toevallig hier gekom en ja, en ek moes 'n bietjie besluit wat is die dinge waarvoor ek lief is en toe dink ek wel Afrikaans is 'n groot deel van my lewe en dit was my die perfekte manier om Afrikaans aan die gang te hou vir myself. En so word Erika se lewenslange droom verwesenlik, om die tannie op die radio te wees. En hulle stasie is nou al 6 jaar lank aan die gang. Mense gesê, eerste keer toe ek Afrikaans in Australië gehoor het op die lug, het ek so gehuil. Dan waardeer mense dit baie meer. Dit is so deel van jou hart. Dus ek weet nie regtig wat dit is nie. Ek dink veral toe ons in Kambodja gebly het, het ek gedink, veral met jy so buite jou kultuur staan, dan het ek regtig gedink oor wat die goeie dinge, wat die slegte dinge. En jy weet, Afrikaans het goed begin. Dit was nie 'n slegte begin nie. En ek dink, dan gaan 'n mens en jy sê, jy wil daai goeie behou. En as jy Afrikaans praat, dit is so hartstaal. Ek wil nie hê my kinders moet dit regtig verloor nie. En daarom praat ons Afrikaans in die huis. Erika en haar man Martin bly nou al vir 12 jaar lank land uit. So hier is ons nou op South Beach. Dit is seker een van my gunsteling plekke hier in Fremantle om naartoe te kom. Ek onthou veral toe ons pas in Australië aangekom het, was hierdie vir my die plek wat vir my so die naaste aan die huis gevoel het. Hulle is nou Australiese burgers en hulle woon in 'n buurt met 'n gesonde mengsel van immigrante en ander Aussies. Wanneer jy met ander mense te doen kry ook, dan leer jy soveel meer van jouself, dink ek. En ander mense kry ook 'n kykie van Suid-Afrika as hulle met jou te doen kry. Want as al die Suid-Afrikaners net so op een hoop bymekaar kom, dan lyk dit asof hulle net eksklusief wil wees. En al verlang sy deesdae verskriklik baie na die Suid-Afrikaanse kos en haar familie. Sien sy haar plek in die lewe in 'n baie interessante lig. Ek sien myself baie keer half as 'n brug tussen Australië en Suid-Afrika. Ek hoef nie te kies tussen die een of die ander nie. Ek dink daar's goeie dinge van hier af wat mense kan teruggee in Suid-Afrika en in Suid-Afrika wat jy hiernatoe kan bring. En ja, daai exchange tussen die 2 kulture, dink ek is so positief. En daarmee groet ons vir Erika von Kashka en haar familie in Australië en Suid-Afrika. En sê ons ook totsiens aan Anita en Connie Oberholster daar in Davis, California en ook vir julle familie hierso. Laat dit goed gaan julle. Kousa is jou tuiste op die TV en op die net. En ons program is uniek want alle foto's en video's word deur ons kykers self opgeneem. So kom speel saam met ons. Begin by viatv.co.za of soek vir ons op Facebook, YouTube, Instagram, Google+, #KozaVia, e-pos admin@visioninafrica.co.za. Julle sal sien, almal gaan nou Koza praat.